Dit is Vrydagmiddag die 19de Julie. Goeiemiddag, ek gaan begin met die voorlesing van die boek wat ek geskryf het, Bonjour Boervrou. Die voorwoord. Terwille van die vloei van my vertellings gee ek graag eers agtergrond. Daar is 2 Kongo's. Die groot een is die Demokratiese Republiek van die Kongo, waarvan Kinshasa die hoofstad is. Die kleiner een, teen die Wes-Afrika kus, is die Republiek van die Kongo en dis waar ons was. Sy hoofstad is Brazzaville. In 'n bilaterale ooreenkoms tussen die Kongolese en Suid-Afrikaanse regerings is 85.000 hektaar se onbewerkte grond beskikbaar gestel aan belangstellende Suid-Afrikaanse boere op 'n 99 jaar huurpag. Die grond is geleë in die Niari-vallei en die landskap word beskryf as savanna of grasveld. Die groep individue wat almal self vorendag gekom het uiteindelik groepsfinansiering gekry om saam op die gemeenskaplike grond, Malolo, te begin boer. Die plan was om na die eerste winsgewende oes elke boer op sy eie grond te laat aangaan. Dit werk uit op plus minus 1600 hektaar per boer, wat eers daar uitgemeet en toegeken sou word. In die proses was daar van die oorspronklike plan en begroting afgewyk weens 'n verskeidenheid van redes. Ek verkies om nie in detail van die politiek en die konflik hiervan in te gaan nie, bloot omdat dit nie die doel van my boek is nie. My doel is om te vertel hoe ons dag tot dag lewens in die Kongo was. Maar waar dit nodig is, sal ek sekere dinge noem wat onvermydelik 'n rol in ons lewens daar gespeel het. Ek, Wynand en die kinders het die eerste 8 maande op Malolo gebly en Wynand het sy volle gewig ingegooi om saam met die ander boere daar te begin soos ooreengekom. Maar soos wat die situasie ontvou het ons as gesin na ons eie grond toe geskuif. Ons het self op die naam van ons plaas besluit, Belle-Terre, die Frans vir Beautiful Earth. Na die eerste ruk op Malolo het ek en die kinders in Augustus 2012 in Suid-Afrika gaan kuier. Ons was terug in die Kongo teen November 2012 en het op Belle-Terre gebly tot einde 2013. Ons het finaal teruggekeer sodat Emje in 2014 met graad R kon begin. Ek en die kinders was vir 2 jaar in die Kongo. Wynand het so goed as wat hy kon op Belle-Terre aangegaan en terselfdertyd sy eerste boek, Judas Bok, geskryf, wat in 2015 gepubliseer is. Ten spyte van sy toewyding en die feit dat hy permanent op die plaas was, het hy nooit verdere voldoende finansiering gekry nie. Sy boek het meer en meer aandag geverg in Suid-Afrika en hy moes uiteindelik sy opsies oorweeg en 'n besluit neem. Wynand was op Belle-Terre tot in 2017. Hy was in totaal 6 jaar in die Kongo. En gedurende hierdie tydperk het ons oor en weer bymekaar gekuier tussen Suid-Afrika en die Kongo. 'n Paar jaar voor die groot skuif Kongo toe. Eers het ons 'n suksesvolle boubesigheid wat Wynand van meet af begin. Dit gaan spoedig van krag tot krag en 'n belegger en nog 'n individu raak later betrokke en kort daarna begin die 3 partye koppe stamp. Ons moet op kort kennisgewing uit die maatskappyhuis trek, alhoewel ons dit verwag het. Dinge in die topbestuur is reeds gespanne en met Wynand se aankondiging dat ons bedank, neem die spanning toe. Een van die ander direkteure gaan nou in die huis kom bly en dis duidelik, hulle is haastig. Mense met wie ons eens so nou saamgewerk het, is skielik vyandig. Hulle wil kom uitmeet vir hulle gordyne en meubels en ons is in die pad. Uiteindelik trek ons en word boukontrakteurs met ons eie kontrak. Ons word eers daarvan beskuldig dat ons die kontrak by die maatskappy gesteel het, maar ons kan aangaan vereers. Kort voor lank is hierdie kontrak ook voltooi en sit ons weer sonder 'n projek en inkomste. Ons het ernstige finansiële probleme in beide die besigheid en ons persoonlike finansies. Hoe besluit mens wat om te doen met die paar rand wat 'n vriend vir ons leen? Gaan ons petrol ingooi, doeke en formulemelk koop of kos? Midde in my swangerskap met Bia woon ek 'n vriendin se ooievaarstee by. Almal lag en gesels. Die tafel skreeu onder al die eet en drinkgoed. Orals is verversings en daar's baie gaste. Die gevoel is skielik in my bors, asof daar 'n ton op my neergesit word. Ek kry nie asem nie en skielik die dringendheid
Ek wil nou ry, ek wil huis toe gaan. Terug by die huis voel ek beter toe ek by Wynand en Emje is en vinnig vergeet ek van die gevoel van vroeër. Emje praat nog nie. My oudste suster Janel stel voor dat ek toetse laat doen en hom vir spraakterapie neem. Niemand kan vir ons sê hoekom hy nog nie praat soos hy behoort op amper 2-jarige ouderdom nie. Die beste pediater in die land praktiseer in Pretoria. Ek neem vir Emje na hom toe. Hy laat doen dieselfde dag 'n CAT-scan. Ek en klein Emje wag baie lank vir sy beurt. Hy moet gesedeer word voordat hy in die tonnel ingestoot word. Na afloop van hierdie uitputtende proses dra ek Emje se slap lyfie terug kar toe. Die pediater bel 'n dag later met die uitslae. Dank die Here, daar is niks fout nie. Al wat die dokter aanbeveel is dat ons vir Emje wat die 29ste Oktober verjaar, 'n jaar later vir skool inskryf. Een oggend terwyl ons koffie drink, sê Wynand bekommerd: Ons moet iets anders ook doen. Ons kan nie van die bouery alleen afhanklik wees nie. Daar is 'n plasing in vandag se koerant. Ghana gee 'n uitnodiging aan Suid-Afrikaanse boere om in hulle land te kom boer. Ons gaan. Ek is verslae. Bia word oor 2 weke gebore en my man wil donker Afrika invaar. Ek dink hy was mos nou al 'n boer in Angola en Namibië en hy het in Suid-Afrika ook al geboer. Nou weer Ghana toe. Toe dit 'n ruk gelede begin dreig dat ons in die buiteland sal moet werk soek, het ek vir Wynand gesê, solank ek en die kinders kan saamgaan. En hier is dit nou. Ek het eintlik bedoel 'n erkende werk vir beide van ons in byvoorbeeld Dubai as 'n expat wat dollars verdien. Nie boerdery in 'n ver afgeleë plek nie. Nie met 'n amper 2-jarige en 'n papbabatjie in 'n land waar malaria is nie. Ek het gedink Wynand is nou klaar met sy avonture en ons is gevestig. Hy kan mos nou elke dag vir my van sy avonture vertel in die gerief van ons huis. Toe nou nie. Wynand kontak vir Theo de Jager, die voorsitter van Afrika Boerderye. Ghana gaan nog baie lank vat, maar die Kongo is gereed, antwoord Theo. My man gaan voluit daarvoor. Nie dat Ghana of die Kongo 'n verskil maak in hoe ek voel daaroor nie. Ek moet net op die kaart gaan kyk waar die Kongo is. Dit neem 2,5 jaar van frustrasie, vergaderings, aansoeke vir finansiering en baie ander administrasie voordat die groot skuif plaasvind. Intussen het 'n belowende bouprojek in Nelspruit deur die mat geval. Wynand se seun Klippie het reeds na Nelspruit verhuis om as toesighoudende argitek deel van die projek te wees. Op sy eerste aand in sy nuwe blyplek word daar by hom ingebreek. Onder andere word sy rekenaar en hardeskyf met al sy finale jaar universiteitswerk op gesteel. Hy was nie tuis tydens die inbraak nie, en dank die Vader daarvoor, want dit kon erger gewees het. Gelukkig vir hom het 'n klasmaat meeste van die werk op haar rekenaar en kan dit oorgedra word na Klippie se nuwe rekenaar wat ons met 'n kredietkaart aankoop. Nog meer skuld, maar Klippie kan aangaan. Dit is baie belangrik dat hy sy studies waarmee hy bo-gemiddeld vaar, voltooi. Ons het verdere skuld gemaak om in die aanvanklike fases van hierdie projek te bestee. Toe word ons ingelig, jammer, die projek gaan nie voort nie. Die grondverskywingstoerusting werk al 'n ruk op site en alles word net so gestaak. Wat maak 'n mens? Elkeen betrokke is diep teleurgesteld en kwaad vir my en Wynand, maar ons hande is afgekap. Die swaar gevoel op my bors raak erger. Ek is onrustig en huilerig. Een Sondagmiddag gaan kuier ons by my ma. Amper gereed vir middagete staan ek en my ma in die kombuis wat uitkyk op die stoep waar my pa, Wynand en Emje gesellig sit. Paar maande oue Bia is in haar carrycot. Wynand beduie vir Emje om langs hom te sit aan tafel en onmiddellik voel ek 'n ontploffing binne my. Ek wil langs Wynand sit, dis my plek. Toe die gewaarwording. Dit is nie normaal nie. Ons seentjie wil langs sy pappa sit en ek voel 'n intense jaloesie. Ek vra net daar vir my ma of sy dalk vermoed dat ek depressief kan wees en ek verduidelik kortliks aan haar hoe ek voel en wat ek ervaar. Ja, Fancy gaan sien sommer môre vir dokter Meding. Ek verafskiet die idee dat ek dalk aan depressie ly. Daar is so 'n stigma aan.
Ons gaan sit om te eet, my gedagtes en gemoed heeltemal vertroebel. Die baljuw klop aan die deur. 'n keer of 2 maak ek of niemand tuis is nie, maar hulle hou aanklop. Ek voel soos die grootste krimineel. Die tonne op my bors is terug. Ek bel vir Wynand. Hy is op pad terug van die soveelste Kongo-vergadering. Ons moet maar die karre laat gaan, mens, maar maak maar vir hulle oop en teken die papiere. Daar is nie 'n ander manier nie. Benien, Wynand se oudste dogter, wil ook haar vlerkers sprei. Sy besluit om in Nederland te gaan studeer, saam met Remy, die Nederlander met wie sy al 'n ruk lank uitgaan. Ek bevind myself in Dr. Meding se spreekkamer. Wat doen ek nou eintlik hier, wonder ek voordat sy instap en groet. Waarmee help ek vandag? Vra sy vriendelik. Ek bars in trane uit. Ek dink ek's depressief, dokter. Sy kyk stip na my en toe die kalm reaksie. Dink jy is op die regte plek? Sy verduidelik mooi aan my wat ek besig is om te ervaar. Angs en depressie, baby blues. Daarna is ek reguit apteek toe om die voorskrif te gaan haal en ek moet antidepressante neem. Wynand weet nie eens ek was by die dokter nie. Hoe gaan ek dit vir hom sê? Weer voel ek soos 'n krimineel. Maar ons gesprek verloop goed en hy verstaan beter as wat ek verwag het. Einste die angs wat 'n mens so onseker en verboureerd maak. Die finansiële druk raak net groter en is naderhand heeltemal buite beheer. Die eienaar van die huis wat ons huur, het teen sy woord gegaan om ons kans te gee om ons agterstallige huur te betaal en besluit om ons te dagvaar. Sy dogter kom lewer 'n dik dagvaardigingsdokument by ons huis af. Die manier waarop sy dit afgee laat lyk dit asof ons doelbewus nie betaal nie. Die geyser van hierdie einste huis bars eendag en lek deur die plafon, bo op al die gepakte bokse. Die bokse moet of saam gaan Kongo toe of gestoor word. Ons weet nog nie eens wanneer ons vertrek nie, wat nog te sê van goed laai of stoor. Wat 'n gemors. Wynand span sy bouspan in en hulle gebruik materiaal wat ons nog oor het om die stikkende plafon te herstel. Net om later deur die eienaar uitgevreet te word, omdat ons nie die regte kanale gevolg het nie. Want natuurlik het die oom versekering wat hierdie tipe goed dek, anders as ons wat niks in plek het nie. Ons kan vir Benien skaars ondersteun met 'n paar rand om Nederland toe te gaan. Klippie is baie ongelukkig omdat hy nou in Helspruit sit vir niks. Ek huil. My ma vra wat fout is en ek noem alles op. Dis 'n gemors. Ek voel soos 'n pottebakker wie se klei begin misvorm het. Die pottebakkerswiel wat draai en draai al hoe vinniger en stukke nat klei wat spat in alle rigtings en ek kan nie voorbly om dit te keer nie. Die mediese fonds het vandag verval omdat ons nie die laaste 2 paemente kon betaal nie. My ma gee vir my kosbare raad. Al het jy nie 'n kar of 'n huis en 'n mediese fonds nie, al het jy 'n kar, 'n huis en 'n mediese fonds en alles is betaal, is dit nog steeds nie 'n waarborg nie. Dit gee wel gemoedsrus, maar dis nie 'n waarborg dat enige iets vorentoe sal uitwerk nie. Ek snik. Ons het alles verloor en ons het baie skuld. Ons gaan na 'n plek toe waarheen ek nie wil gaan nie. Ek het Emje se gehoor laat toets en weer is ons dankbaar, want sy gehoor is 100%. Ek was met hom by 'n neuroloog vir toetse en hy het ook bevind dat alles normaal is. Ons was 6 weke gelede by die beste kinderpsigiater in die land, wat niks fout kon vind nie. Vandag is ons terug by haar vir die opvolgondersoek. Emje is autisties, sê sy. Kry op pad uit by ontvangs 'n pamflet van die skool vir autistiese kinders. Laat hy koshuis toe gaan, dan gaan julle Kongo toe. Autistiese kinders hou van routine en dit gaan vir julle erger wees om afskeid te neem as vir hom. Emje is maar 4 jaar oud. Nodeloos om te sê, volg ons nie hierdie belaglike voorskrif nie en net daar staak ons alle doktersbesoeke wat Emje se spraak aanbetref. Uiteindelik, Wynand vertrek November met die konvooi. Ons het 'n datum en dis die enigste ding wat ons wel het. Ek staan in Woodlands winkelsentrum in Pretoria toe my foon lui. Dis Tannie Helene, by wie ek vir Emje met spraakterapie was. Haar bemoediging kom op die perfekte tyd. Gaan wees net 'n gelukkige gesin saam in die Kongo.
Dit is die beste wat julle vir Emmy kan doen. Hoofstuk 1, die groot trek. Dis 'n sonnige Augustusoggend in Pretoria. Op pad by die besigheid uit, vra die dame vriendelik vir my pa. Gaan oupa en ouma nie die kleinkinders vreeslik mis nie? My pa glimlag hartseer. Ja, sê hy. Ek sê, ek het geweet ek trou met 'n avonturier toe ek met Wynand getrou het, en besef onmiddellik vir wie probeer ek nou eintlik flous. Ek self is so onseker, boer in die Kongo. Ek weet niks van boerdery af nie, niks van donker Afrika nie, behalwe dat daar niks is nie, en daar is malaria. Emmy is 4 jaar oud en Bea-Marie 2. Die son bak op die terrein waar alles gelaai word. Wynand het al ons besittings agter op ons Toyota Land Cruiser in 'n hoë sleepwa gepak en stewig vasgemaak. Daar is vragmotors om die groot indrukwekkende trekkers en ander implemente te vervoer. 9 van die 28 boere maak gereed om 5.500 km aan te durf deur Namibië, Angola, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Cabinda, waar hulle naby Point Nar die grens sal oorsteek na die Republiek van die Kongo. Brazzaville, Kongo, ons nuwe onbekende tuiste. Terwyl ons rondstaan, kom my tannie aangestap. Ons is naamgenote, tannie Francis. Sy en haar man, oom Nick, het 'n draai kom maak om te sien wat ons aanpak. Sy hou 'n moertjie uit na Wynand en sê, hou dit, wie weet, dalk kry julle dit iewers nodig. Wynand vat die moertjie by haar en sit dit in die asbakkie van die cruiser. Ek kyk hulle agterna toe hulle vertrek. Elke boer lyk so selfversekerd, gepak en gereed om te gaan boer. Ek kry SMS'e soos hulle vorder. Vanuit Angola laat weet Wynand een vragmotor se engine monteerboute se moere het losgekom. Hy probeer die moer van tannie Francis en wragtig, dit pas. Volgende het 'n vragmotor se remme vasgeslaan. Dan hoor ek dat die konvooi daar lank op die Angolese grens opgehou word. So hou ek ook vir tannie Trudy op hoogte, want haar man, oom Hannes, ry saam met die konvooi. Hy ry met hulle 2x4 Toyota bakkie en hulle tuisgeboude sleepwa. Netjies geverf met dieselfde roomkleur as wat die bakkie is, met die woorde Malolo Express agterop. Gemengde gevoelens van opgewondenheid en onsekerheid oorval my nadat Wynand my laat weet, hulle het op die plaas aangekom. Dis na 4 weke van groot uitdagings op die pad. Verlig dat hulle veilig aangekom het en huiwerig, maar tog opgewonde. Nou kan ons vliegtuigkaartjies bespreek. My en die kinders in. One-way tickets. Hoofstuk 2. My Kongo-avontuur begin. Op OR Tambo bel 2 van my vriendinne om ons vir oulaas sterkte toe te wens. My oë skiet vol trane. My loyale vriendinne wat my so getrou maar self vol twyfel ondersteun in my besluit om my man te gaan ondersteun en bystaan. My ouers is ook daar. Die twyfel en kommer op hulle gesigte weerspieël presies wat ek nie kan verwoord nie. Ek boek in en laat weeg ons tasse. Die tasse is te swaar en moet oorgepak word om die gewig eweredig te versprei. Ek rits die tas oop op die vloer. 3 kannetjies Tabbert lê bo-op. 1 val uit en rol oor die vloer. Al ons bagasie en privaat items val oop vir almal om te sien. Na 'n rukkie van herorganisasie het ek die tasse wat moeilik toemaak weer onder beheer. Hierdie keer is die kilogramme aanvaarbaar en die persoon wat dit weeg, knik tevrede. Wat 'n verligting. Maar Inter Air het pas aangekondig, hulle vlieg helaas nie vandag nie. Daar is een of ander vertraging en die vlug word met 24 uur uitgestel. Ek, Emmy, Bea en my ouers ry al die pad met gerapte tasse terug Pretoria toe. Die volgende oggend probeer ons weer tasse rap, weer inweeg, vandag vlieg ons. Uiteindelik stap ons deur paspoortbeheer. Bea sit op my heup. Sy het haar dummy verloor. Sy wil nou haar dummy hê.
Ek het 'n paar euro by my wat eintlik bedoel is vir die Kongo, maar ek stap by die eerste duty-free apteek in en koop die eerste dummy wat ek sien. Nou kan ons in stilte en met 'n tevrede 2-jarige die lang en stap tot op die eindpunt van die terminaal. Dis ver om te stap en ek het baie handbagasie en 2 klein kindertjies wat nie juis hulle samewerking gee nie. So ver as wat ons stap, wonder ek, hoekom is ons vliegtuig aan die verste punt by die kleinste toonbank met die minste personeel? Asof vlugte Kongo toe nie prioriteit is nie, en geen mens het al van Interair gehoor nie. Wie wil nou in elk geval Kongo toe gaan? Ek wil nie. Uiteindelik op pad, hoofstuk 3. Die kinders het elkeen hulle eie duur sitplek, maar Bea moet op my skoot sit. Emie weet dadelik waarvoor die afslaan skinkbord bedoel is. Hy slaan dit oop en vra so ewe wanneer ons kos bedien gaan word. Nadat ons geëet het, slaan hy dit toe en sit skuins om te slaap. Ek wonder vir 'n oomblik waar hy dit geleer het. Op sy jong ouderdom lyk hy sommer ervare hiermee. Dis 4 ure later toe die vliegtuig bo Brazzaville draai. Ek kyk by die venstertjie uit, hoog bo in die lug, waarvandaan ek gewoonlik 'n ander en beter perspektief kry. Die magtige Kongo-rivier, waarvan Juffrou Raad ons graag vertel het in my standaard 8 tot matriek geografieklas, lê onder ons. Vir 'n oomblik wens ek sy was by om dit saam met my te beleef. Dis onbeskryflik. Die Kongo-rivier is die 2de langste rivier in Afrika. Die Nylrivier is die langste. Die Nyl is ook die 2de grootste in die wêreld, naas die Amazone-rivier. Op party plekke is die Kongo-rivier 220 meter diep, wat dit die diepste rivier in die wêreld maak. Liewe Afrika met al sy uitdagings. Ons land in Brazzaville vir ons koneksievlug. Passasiers word op en afgelaai en 'n uur later vertrek ons na Point Noir waar Wynand vir ons wag. Humiditeit is die eerste vreemdeling waarmee ons kennis maak. Die seelug is warm en vogtig. Ons stap die lughawe gebou binne. Dit lyk heeltemal op standaard, maar dis nie 'n groot gebou nie en dis oud, maar aanvaarbaar. Moenie te veel met die lughawe se personeel praat nie. As hulle agterkom jy's vreemd, gaan hulle probeer kanse vat en bribes soek. Onthou ek Wynand se woorde aan my ter voorbereiding vir ons aankoms. Daar staan juis 'n Kongolees met 'n wit jas aan wat hard probeer belangrik lyk, soos 'n dokter. Hy moet ons geelkaarte nagaan en seker maak ons is ingeënt teen geelkoors, maagkoors en 'n paar ander peste. Nou bring ons kinders na hierdie plek toe. Wynand verskyn in die deur en ek sien dadelik hoeveel gewig hy verloor het sedert hulle uit Pretoria vertrek het. Hy is ook al sonbruin gebrand. Jy blend goed in met jou tan, sê ek. Papa, en die kinders het hom om die nek. Ons is so bly om as 'n gesin weer saam te wees en ek en Wynand kry laaste kans om mekaar te soen groet. Dinge gebeur vinnig. Mense praat Frans en beduie. Ons kry ons tasse, die paspoorte word gestempel en al die nodige vormpies word ingevul. Ons is in Point Noir, die hawestad van Brazzaville, Kongo. Hierdie stad het 'n populasie van 715.000 wat min of meer dieselfde is as Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Eerste dinge eerste. Wynand het vir my 'n SIM-kaart en ligtyd gereed wat ek in my foon sit sodat ek my ouers kan laat weet ons het veilig aangekom. Ons gaan sit by La Pyramide om tot verhaal te kom. 'n lieflike semi-onderdak restaurant op die strand geleë tussen hemelhoë palmbome. Ons het baie dinge wat eers in plek moet wees voordat ons kan uitry plaas toe. 'n Bankrekening oopmaak is een daarvan. By die bank is die Kongolese vrou wat ons help netjies geklee in 'n vollengte rok en kopstuk gemaak uit oordadige bont tradisionele lap. Nou moet ons eers iemand kry wat kan Engels praat. 'n Kollega van die vrou met die bont uitrusting staan nader en beduie. Sy verstaan dadelik en gaan voort. Ons moet op 'n A4 papier 'n skets maak van waar ons bly. Dis nou om te fika. Wynand vat die papier en potlood en trek 'n lang streep van bo na onder.
Hy skryf 'n N bo-aan vir Noord en langsaan skryf hy Gabon. Dis die noordelike buurland. Onderaan staan Dolisi. Dis die naaste dorp in die binneland waardeur ons ry na die 85.000 hektaar grond wat aan die groep Suid-Afrikaanse boere toevertrou is. So is alles afgehandel en ons sal binnekort ons bankkaarte kan gaan afhaal. Wynand lyk ernstig toe hy vir my sê dat ons volgende stop die supermark is. Jy moet alles kry wat ons gaan nodig hê op die plaas, want daar is niks naby ons nie. Nou maar goed, waar begin ek? 6 klein houertjies yoghurt kos 2650 sifa. Maar hoeveel rand is dit? Gaan ons yskas al werk? Nee wat, los die yoghurt. Koffie, lang lewe melk en so gaan ons aan. Die produkte is vreemd en die geldeenheid ook. Alles moet deur 64 gedeel word om die randwaarde te bepaal. Dis 'n onmoontlike hoofrekening. So, op 'n manier maak ons somme, gebruik formules en werk weer uit. Die uiteinde van die saak is, alles is baie duur. Dis 'n expat gemeenskap. Die mense word in dollar betaal en alle produkte word uit Europa ingevoer. Ons randjies wat nou ingeruil is vir dollars en toe sifa lyk maar skraps teen die basiese goed in die trolley. Ek wil 5 uur môreoggend ry, sê Wynand. Die stad begin vroeg krioel, dan wil ek hier uit wees, anders sit ons die heel dag in verkeer. Ek is deurlopend bekommerd oor malaria. Waar is die tabbert? Die kinders kom staan, ek spuit hulle voor, agter, op die hare, orals. Ek spuit 'n kannetjie amper leeg en besef ek sal dit nie elke dag soveel afweermiddel kan aansit nie, want dan gaan my voorraad net 3 dae hou. Die kinders kla, hulle het tabbert in die mond. Die hotelkamer is lekker koel van die lugversorging en dit ruik skerp van die gif wat gespuit word om muskiete uit te hou. Ek het 'n paar Kersgeskenke ook ingepak, want ons het 2 dae na Kersfees gevlieg. 'n Groot speelgoedtrok vir Emje, 'n Winnie the Pooh sagte speelding vir Bea en 'n boek deur Wilbur Smith vir Wynand. En so hou ons 'n laat Kersfees in Palm Beach se hotelkamer. Nadat almal hulle lê gekry het, word die TV aangesit. Alles is in Frans en skielik oorval dit my weer. Ons is in donker Afrika. Die volgende oggend ry ons plaas toe. Die strate is stil, maar daar het al mense begin beweeg om hulle dag te begin. Vuurtjies word gemaak, stalletjies word voorberei, taksies ry rond en so ontwaak die stad. Hoofstuk 4, my eerste Kongo-ervaringe. Ons bereik die bergpas. Digte mis hang oor die horison en oor die silhouet van die berge en tropiese woud. Die son se eerste strale ontbloot die eindelose lae, tipies soos tonele uit King Kong. Hierdie geteerde pad is smal, maar ry heel gemaklik. Eindelose draaie. Ons ry in wye wiegbewegings, eers links dan regs, weer en weer en weer. Daar is soveel draaie en op- en afdraandes dat jy sal wonder of Pointe-Noire voor of agter is. Ons kom in Dolisi aan. Nou sal ek al wat gee vir 'n beker koffie, want in hierdie land is daar nie 'n Ultra City of eens 'n vulstasie langs die pad nie. Ons gaan na die Grand Hotel de Dolisi. Dit is 'n rooi-bruin gebou en dis warm en stowwerig en iets ruik soos sweet of uie wat toegestaan het. Ek wonder, gaan ek ons eie tipe produkte soos die ouderend en sulke goed hier kan koop in die middel van nêrens? Ons sal maar sien. Die ander mense hier rond lyk of hulle heel fyn funksioneer, maar is dit op die standaard wat ons gewoond is? Ons bestel kafee en wys met ons vingers, 2. Dis kitskoffie met poeiermelk, maar dis seker beter as niks. En so kom die rekening. 5000 sifa. Hoeveel is dit, vra ek. Werk op so R100 per 5000 sifa, sê Wynand. Nee, Heng, R50 vir 'n koppie kitskoffie. Om so ingedoen te word in hierdie warm plek laat 'n mens totaal magteloos voel. Proteas verskyn in die ingang van die hotel. Hy en Wynand het vroeër gereël dat hy ons hier sal kry om vir ons die dorp te gaan wys. Proteas werk vir Puma, die brandstofmaatskappy.
Hy praat redelik Engels en het vir Wynand en die ander boere voorheen ontmoet tydens die aanvangsfases van die uitnodiging om hier te kom boer. Where can we buy cigarettes? Proteas wink en ons volg hom in ons Land Cruiser. Ons ry 'n paar draaie en hou voor 'n blou winkel stil. Alles is en lyk vreemd. Om selfs net die naam van die plek te lees is onmoontlik, want dis in Frans of Arabies. Wynand klim uit en ek wag met die kinders in die cruiser. Dan staan 'n Kongolees versigtig nader. Hy kyk vir ons. Sy oë is nie een oomblik elders nie, asof ek en die kinders 'n baie skaars dierspesie is. Hy kom stadig nader. Dit lyk of hy ons wil besteel. Ek maak die vensters toe. Nou is dit eers warm. Die lank nie, toe kom Wynand en Proteas uit die winkel. Proteas sien wat aangaan en glimlag. Hy sê, die man kyk so geïnteresseerd na ons, omdat hy waarskynlik nog nooit in sy lewe 'n blanke vrou en kinders in lewende lywe gesien het nie. Hoe primitief! Ons is inderdaad in 'n baie ver afgeleë plek. Daar sê ons sal maandag verder lees aan hoofstuk 5. Like, subscribe, share en druk die belbutton. Geniet jou naweek.